Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend net die 27ste Junie die jaar 2025. Man, ek is opgewonde want dit is naweek. Nee, ek is opgewonde want Jesus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. My naam is Danie Gerben en vandag gaan ons bietjie gesels oor, is jy op die bus of is jy van die bus af? Gaan jy afklim of is jy op? Die bus staan en jy moet opklim. So, en as ek hierdie gedeelte kan omswaai in God se woord, dan wil ek sê ons moet ons Bybels blaai daarna Lukas 9 toe, en dit is vanaf verse 57, en dit gaan oor hoe Jesus gevolg moet word, en ek gaan dit vir ons daarso lees, en terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir hom, Here, ek sal u volg, waar u ook mag gaan. Toe sê Jesus vir hom, die jakkalse het gate en die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. En hy sê aan die ander een, volg my, maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers my vader te begrawe. En Jesus sê vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. En 'n ander een het ook gesê, Here, ek sal u volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. En dit is hoekom ek sê dat is jy op die bus of gaan jy afklim? Want wat dit beteken is dat ek en jy het op bekering gekom. En ons is vuur en vlam vir die Here Jesus Christus en ons gaan preek en ons gaan verkondig sy woord en ons wil almal net vertel van die liefde van Jesus en dan begin ons moeg raak. En ons begin bietjie lam raak. En dan begin ons bietjie te skiep. Met ander woorde, jy's nie elke Sondag in die kerk nie. Jy's nie met elke uitreiking, is jy nou nie meer so betrokke nie, want jy raak nou moeg en goed. Is jy op die bus, of is jy as jy af die bus? Die woord sê vir ons, as jy jou hand in die ploeg geslaan het, dan is jy nie geskik as jy agtertoe kyk nie. So met ander woorde, jy moet volhard tot die einde toe. Moenie moeg raak om die evangelie van Jesus te verkondig nie. Ja, dit gebeur, dat jy kom en jy deel met mense die woord, jy sal vir hulle raad gee, gaan daar uit, maar mense luister nie, en nou raak jy moedeloos en sê, weet jy wat, ek dink nie ek is goed genoeg om dit te doen nie. Die Here het my nie geroep vir dit nie, miskien het ek myself geroep, nee, die Here het ons elke ene geroep tot gehoorsaamheid. Wees jy net gehoorsaam, doen die werk van 'n evangelis, verkondig die woord, tydig en ontydig. Nie al die mense gaan daar wees om dit te ontvang nie. Nie al die mense is kindertjies van liewe Jesus nie. Ons sê dit baie, nie almal wat in die kerk sit, is kindertjies van die Here Jesus nie. Party kom daar om net jou tyd te kom steel. Party is daar om net onwrig te kom wil saai en goeders, maar jy volhard, want hy wat volhard tot die einde toe, sal gered word. So, en nou vra die vraag nog steeds, die bus is hierso, wat gaan jy doen? Gaan jy opklim, of gaan jy maar eerder afklim? Want die bus gaan nie elke 5 minute stop, dat jy 'n besluit kan maak, ja, op, af, of wat ook al nie, nee. Of as jy op is jy op, as jy af is jy af. Dis tyd dat ek en jy nou besluit neem, is ons vir Jesus Christus, of is ons teen hom? Ons kan nie met een been in die wêreld en een been in die kerk staan en dit doen nie. Of jy is vir Jesus Christus, of jy is teen hom. So ek en jy het daai keuse om te maak. Here, help my. Ek het daai besluit geneem om u te volg in gees en in waarheid. Volhard om dit te kan doen. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord. Ja, Here, baie kinders van die Here hulle wil sê, hulle is kinders van die Here, is meer van die bus af as wat hulle op die bus is, Here, en ek bid en vra dat u sal gee, dat elke ene wat moeg geraak het, sal opklim, en daai stap sal vat en sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, en Here, laat hulle sal opstaan, en u sal dien en volg, in gees en in waarheid. Seën ieder en elkeen is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit hierdie naweek, gaan verteenwoordig die Heilige Gees, gaan verteenwoordig God se woord. Julle moet 'n geseënde naweek hê. God bless.